Okay, graad 12, welkom by Matriekvraag Maandag. Vandag ons is nou klaar met getalpatrone. Ons begin nou vandag bietjie kyk na finansiële wiskunde. Nou as jy hierdie nou nog nie in die skool gedoen het nie, gaan van hierdie nou nog nie vir jou 100% sin maak nie. Moet nie bekommerd wees daaroor nie. Maar ek gaan solank dit deurwerk, dan kan jy dit later weer kom kyk ook. Maar as jy dalk partykeer as jy goed al voor die tyd hier 'n keer gesien het, en julle doen dit in die klas, dan is dit ook vir jou so 'n bietjie makliker as jy al 'n bietjie van 'n begrip het van dit. Goed, so ons begin hier by vraag 5.1.1 vandag, waar hulle sê Dumisani begin 'n vervoerbesigheid. Die eerste vragmotor wat hy koop, kos R650.000. En dit depresieer teen 30% per jaar. Depresieer is 'n verskriklike vieslike woord wat afgelei is van die Engelse depreciation, wat maar net waardevermindering is. Reg, dit ondergaan waardevermindering teen 30% per jaar volgens die verminderde saldo metode. Reg, jy kan nie daar sien nie, kom ek skuif net die bord net so 'n bietjie af. Okay, so R650.000, 30% verminderde saldo metode. Goed, dan sê hulle bereken die verminderde waarde van die vragmotor na 4 jaar. Okay, goed. So verminderde saldo metode is maar soos saamgestelde rente, behalwe dat daar nou net met waardevermindering moes nou 'n minus daar kom in plaas van 'n plus soos by die renteformules. Maar verminderde saldo gaan saam met saamgestelde rente en reguit lyn metode of enkelvoudige rente gaan saam met die enkelvoudige rente, ja, enkelvoudige waardevermindering of reguit lyn waardevermindering gaan saam met die enkelvoudige rente se formule, reg. Okay, so hierdie ouetjie is nou maar baie eenvoudig. Ek begin met 650.000. Ek verminder waardevermindering teen 30% per jaar. Daar's niks snaaks nie. En dit is, hulle wil weet, hoeveel is dit na bereken die verminderde waarde van die vragmotor na 4 jaar. Okay, so my N is 4 en dit is redelik reguit en ons nie snaakse goedjies nie. Kom ons sit gou daar in 650.000. Maal met 1 minus, jy kan 0,3 gebruik of 30 op 100 gebruik. Maak net seker daar waar jy die persentasie insit van die rentekoers, laat dit wel op 'n manier 'n persent of deur 100 gedeel is of iets. Okay, tot die mag 4. En dit gee vir my 156.065, reg, wat nogals erg is as mens dink dat 'n trokkie wat hy koop nou vir R650.000 na 4 jaar is dit sy waarde, en dit is ongelukkig hoe dit nogals werk in die regte lewe ook. So dit is nogals verskriklik. Okay, dan 5.1.2 sê hulle die prys van 'n nuwe vragmotor vermeerder as gevolg van inflasie teen 'n koers van 15% per jaar. Bereken die waarde van 'n nuwe vragmotor na 4 jaar. So die vragmotor wat hy nou gekoop het, kos nou huidiglik net 650.000, en na 4 jaar is hy dit werd. Maar nou natuurlik hierdie nuwe vragmotor as jy hom oor 4 jaar gaan koop, gaan nie meer 650.000 niet meer kos nie, want hy ondergaan inflasie. So dit is basies wat hulle wil hê ek moet doen. Nou jy is veronderstel om te weet dat inflasie werk met saamgestelde rente. So ek gaan nou maar dan nou net hierdie 650.000, 1 plus my rentekoers is nou nog steeds, nee, dis nie 30 nie, askies, dis my rentekoers is nou 15%, want dis my inflasiekoers, en dis nog steeds vir 4 jaar. Okay, goed, so nou gaan bereken ek 'n nuwe voertuig met hierdie logika, kos oor 4 jaar van nou af,
is hy 1,136,854, is ongelooflik met 15% inflasie. Hulle sê 0,6, dit sê daar 0,63, maar ek gaan nou maar 0,6 afrond, omdat dit 'n rand-sent bedrag is, het ons net 2 desimale, nou logies. So ons verskriklik, so as hy dit kos oor 4 jaar, is sy nuwe prys dit, en dit is sy waarde, die karretjie wat ek gekoop het, wat ek nou nog ry, die trokkie. Reg, so dit is nou nogal 'n geweldige verskil. Dan by 5.1.3, dis nou nogal 'n lang storie, maar ek gaan dit vir jou deurlees so en neerskryf die belangrike goed. Dumisani beplan om hierdie oorspronklike vragmotor na 4 jaar te gaan vervang. Hy beplan om die huidige vragmotor in te ruil, so hy gaan dit mos nou inruil vir hierdie prys, en die oorblywende bedrag dan in kontant te betaal. Om te spaar vir die nodige kontantbedrag wat hy nou nodig het, stig hy 'n delgingsfonds en maak gelyke maandelikse betalings in hierdie fonds. Die rentekoers van hierdie delgingsfonds is 9,5% per jaar en dit word maandeliks saamgestel. So ek gaan sommer dit so skryf, net dat ek onthou dis maandeliks. Ok, wat beteken my N word nou ook, jy onthou nog dit van graad 11, gaan van graad 11 af, ja, dat as jy maandeliks saamgestel, dan word jou N nou net met 12 gemaal in jou rente met 12 gedeel. Ok, die eerste paaiement van die delgingsfonds is betaalbaar aan die einde van die eerste maand, dis absoluut normaal van die 4 jaar periode, en die laaste paaiement word gemaak aan die einde van die 4 jaar, dis absoluut normaal. Bereken die maandelikse paaiement wat Dumisani in die delgingsfonds stort. Goed, so nou wil ek die maandelikse paaiement bereken. Goed, nou eers gaan ek nou net eers gou die, kom ek trek net hier 'n lyn tussen my rolwerk en my werk. Eers wil ek nou net gou daai bedrag nodig vir die delgingsfonds, bedrag vir delgingsfonds gaan bereken. Delgingsfonds. Goed, is ons nou hierdie wat 'n nuwe voertuig gaan kos oor 4 jaar, en hy betaal basies hierdie voertuig wat hy nou het, gaan hy verkoop, en dit is 'n deposito basies neersit. So daai kan ek nou aftrek van daai bedrag, en dit is dan nou, hierdie is nog op my sakrekenaar, so ek trek sommer net hier af 156065. Dan kry ek die bedrag wat ek gaan hê is 989,789,0625 en ek rondom weer af 06 toe. Reg. Goed, so dis die bedrag wat ek gaan nodig hê vir die delgingsfonds oor 4 jaar van nou af. Nou dit is 'n toekomstige bedrag wat ek gaan nodig hê in die toekoms oor 4 jaar. So, ek gaan die toekomstige anniteitsformule gebruik. Nou as hier's nou waar matriekwerk nou inkom, so as jy nou nog nie finansiëel gedoen het hierdie jaar nie, dan gaan jy nou nog nie dit weet nie, maar daar's basies 2 formules, waar die een is, as jy met 'n toekomstige bedrag werk, so ek soek nou oor 4 jaar hierdie bedrag, die ander een is as jy met 'n huidige waarde werk, en dit is nou, sê nou maar, ek het nou 'n bedrag en ek wil dit belê, dan is daar 'n ander formule, daar's 'n toekomstige en 'n huidige formule, maar omdat ek nou hierdie bedrag in die toekoms soek, is dit 'n toekomstige formule, en dan het jy jou toekomstige waarde, en jou E is nog steeds rente soos wat dit altyd was, jou N is nog steeds die aantal paaimente soos wat dit nog altyd was. Al wat nuut is in hierdie formule is die X wat basies jou paaiement is, en hierdie anniteite werk spesifiek met paaimente wat betaal word of gekry word. So daai X is maar net jou paaiement. Dis al goed, so dis nou nie vreeslik rof nie, en die toekomstige, die F vir future is jou toekomstige ene, en die een met die P vir present is jou huidige waardeformule, hulle is op jou formuleblad, so jy hoef hulle ook nie te ken nie. Goed, nou wat ek nou wil uitwerk is die maandelikse paaiement, daai X, wat Dumisani in die delgingsfonds
moet insit per maand. Goed, so my toekomstige waarde wat daai delgingsfonds moet bereik, is daai 98078,9,06. Die X wil ek gaan uitwerk, en dan het ek 1 plus I, ag my rente is nou nog steeds van daai delgingsfonds is my rente. Hulle sê vir my die delgingsfonds trek rente teen 9,5%. Ek kan dit gaan skryf dalk eerder as 0,095. Ek deel net daai 9,5 met 100, so 2 terug, om net 'n persentasie te kry, sodat ek dit nou net ook in ag neem. Dis nou 'n bietjie snaaks vir my om 9,5 op 100 op 12 te gaan skryf, so ek maak dit maar net 0,095. Tot die mag n, en my n is dan nou 4 maal 12, wat 48 is, minus 1. Reg. En onder my I is ook daai selfde 0,095 oor 12. Goed. En dan moet ek net vir X gaan oplos. Ok, so, ek gaan nou maar begin deur hierdie nou net te gaan maal beide kante. Ons maak dit so bietjie spasie. Ok, ek gaan daai gaan vat en dan hierdie met dit maal. Nou hy is nou nog op my sakrekenaar, so ek maal sommer daar met 0,095 oor 12. Dan kry ek 7764,58. En aangesien ek nou nog nie klaar is met die som hier rond ek af, ek skryf so 58 met so 'n paar doetjies, net om te wys hierdie bedrag gaan nog aan en ek rond hom nie nou af nie, ek skryf hom net nie heeltemal uit nie, hy is op my sakrekenaar. Ok, so 0,095 oor 12, tot die mag 48 minus 1, en dan nou hierdie hele hakkie is met X gemaal, so as ek wil X, dan gaan deel ek met hierdie hele hakkie, beide kante, so ek kan maar net daai bedrag vat, dan druk ek, hy is nog op my sakrekenaar, ek druk deel, en dan druk ek hierdie hele hakkie net so in, soos hakkie, hakkie, 1 plus 0,095 oor 12, hakkie tot die mag 48, dan skuif ek net die pyltjie dat hy net weer onder toe gaan, minus 1 en sluit daai hakkie, en dan kry ek dit is 16.875,917, so ek rond dit af 92 toe. En dit is basies wat hy gaan moet betaal in rand en sent per maand om daai bedrag geld te spaar oor die 4 jaar wat hy nodig het in sy delgingsfonds. Dis ook nog as 'n geweldige paaiement om te betaal, maar dit is wat hy gaan betaal om daai delgingsfonds op te sit. Goed, ek gaan nou aangaan met vraag 5.2, maar ek gaan dit net deel in 2 verskillende video's, sodat dit nou nie vir jou so lank op een slag is om te kyk nie. So ek gaan hierdie video nou hier stop, en dan gaan ek 5.2 nog 'n video opneem, en ek gaan absoluut dit ook nou nog net vandag post, maar dan kan jy die 2 video's so deur die week kyk daarin, en of jy kan hulle albei nou dadelik ook kyk, en reg, so ek gaan nou op die volgende video aangaan.